Ek is Dominee Adrian Botha van Leidenburg. Ons gesels vandag verder oor ons tema geloof en praktyk. Soos ons sien in Noag, ons lees in Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou die boosheid van die wêreld het in Noag se dae hoogtepunt bereik. Soveel so dat Moses vir ons sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En ook toe sien God dat die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En dan lees ons hoe God vir Noag sê, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. En ons is weer op pad na dae soos in die dae van Noag. Die Here Jesus self maak die vergelyking en sê in Matteus 24 vers 36 tot 39, dat die laaste oordeel op pad is. Net soos wat die mense van die wêreld in ongehoorsaamheid geleef en nie omgegee het nie, so sal mense dit in ons dae ook doen. In Noag se dae het hulle gelewe asof daar niks fout was nie, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. God het vir Noag sy planne bekend gemaak, net soos wat hy deur die Here Jesus en deur die apostels sy planne vir die volëinding aan ons bekend gemaak het. Die vloed was vir die wêreld 'n daad van oordeel, net soos die laaste dag vir die wêreld 'n dag van oordeel sal wees. Die vloed was egter vir Noag 'n daad van verlossing, net soos wat die laaste dag vir die kinders van God 'n dag van verlossing sal wees. Noag het geglo, nie dat God die aarde gaan verdelg nie, maar ook dat hy en sy vrou en sy seuns en hulle vroue veilig op die ark sal wees. Daar was geen bewyse van 'n wêreldwye vloed oor die aarde nie. Daar is vandag ook geen teken van oordeel wat nader kom nie. Noag het in geloof die ark gebou, net soos wat God hom beveel het. Noag en sy seuns, veral Sem, moes oorleef sodat die verlosser wat God beloof het, die saad van die vrou van Genesis 3 vers 15 gebore kon word. En daardie verlosser het toe gekom, en sy naam is Jesus Christus. Noag het nie die persoon en werk van Jesus geken nie, maar ons weet wie Jesus is, omdat God hom in die volheid van die tyd aan ons geopenbaar het. God het beloof dat elkeen wat Jesus se naam aanroep en in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die laaste dag is op pad, en ons glo dit. Maar ons moet nie 'n ark bou nie. Jesus het ons beveel om sy kerk te bou, met ander woorde om die bruid van Christus gereed te maak vir die groot dag, wanneer hy haar kom haal. Laat ons in geloof besig wees met dit wat die Here vir ons beveel het, net soos Noag ook gehoorsaam was aan wat God vir hom beveel het. Laat ons nie besig wees om 'n verhouding met die wêreld aan te knoop, in die sin dat ons soos hulle leef en soos hulle dink en die sondes doen wat hulle doen nie. Nee, laat ons oë hou op die toekoms, soos wat Noag sy oog hou het op die toekoms. Laat ons ter wille van ons vrou en ons kinders en almal wat saam met ons is, aan die kerk van die Here bou en vir God se koninkryk soek en sy geregtigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, die hemelse Vader, ons weet dat alles hier niet sal staan en dat ons eendag in die koninkryk sal wees. Help ons, Here, om elke dag diensbaar te wees, deur om die koninkryk vir daardie dag te bou. Amen.